Vriende, goeiemôre en hartlik welkom hier by Vadervuur Gemeente se erediens en sommer vir almal van u wat ingeskakel is vandag en die van u wat saam met ons ook op reis is deur die woord van die Here. Mag jy vanoggend sommer net bederf word uit die woord van die Here uit en mag jy kom eet van sy woord en mag dit jou vandag kom volmaak. Ek wil vandag sommer saam met julle so 'n stukkie van my lewensreis hierdie laaste net so 'n bietjie meer as 'n week deel en die Here het nogal 'n paar lewenslesse vir my in hierdie week en 'n half weer geleer, maar hy het my ook weer gekonfronteer, 'n paar toetse in hierdie lewe vir my gegee, wat my weer laat dink het oor dit wat regtig belangrik is in die lewe. Vriende, so moes ek gaan vir die EKG en 'n hartsonar en toe ek in die kar terugry huis toe, wonder ek vir 'n oomblik, as God 'n geestelike hart EKG en sonar op ons sou doen, wat sou sy bevinding van ons toetse wees? As hy 'n hartsonar op ons kom sit en ons harte deurgrond en kyk, wat sou hy vind? Sou hy 'n klipharde hart vind, wat ongenaakbaar teenoor mense optree en wat sy eie wil soek? Of sou hy 'n hart van vleis vind? 'n Hart wat God se evangelie, God se liefde, God se genade oordra in 'n wêreld. Jy sien in Job 23, het die Here vir Job weer 'n nuwe hart kom gee, een wat sag is. En daar in Esegiel 36 sê hy, ek sal die klipharte uitneem en ek sal vir julle 'n hart van vleis gee. So as jy vanoggend weet wat die uiteinde sal wees van jou hartsonar, dan wil ek jou vanoggend vra, wil jy nie juist hierdie dag gebruik om God te vertrou, om ook jou hart te verander nie? Vriende, daar in Matteus 15 vers 8, kom die Here Jesus en hy sê, julle sê al die regte goed met julle monde en met julle lippe, maar julle harte is ver van my af. Hoe lyk jou hart naby God vandag? Want wat die hart van vol is, loop die mond van oor. Waar lê die skatte van jou hart vandag? Waarvan is jou hart vol? Wat is dit wat jou maak tik in die lewe? Is dit nog God? Is dit sy plan? Is dit sy hart? En vir 'n oomblik wil ek hê met jy stil word. En vergeet van die wêreld en hoe die wêreld se harte lyk. Ek wil jou vra om vir 'n oomblik saam my stil te word by jou eie hart. Dat jy vir 'n oomblik gaan stil staan nou by jou eie hart, jou oë sal toemaak en sal vra, Here, wys vir my deur die evangelie ook hoe my hart lyk vandag. Ek vra dat jy vir 'n oomblik so sal stil sit en dat jy jou oë sommer saam met my sal toemaak. En net sommer 'n introspeksie oor jou eie hart vanoggend sal doen. A family hiding from the storm found no place at the keeper's door. It was for this a child was born, to save a world so cold and hollow. A sleeping town they did not know, that lying in a manger low, a Savior King who had no home, has come to heal our sorrows. Is there room in your heart? Is there room in your heart? Is there room in your heart for God to write His story? Is there room in your heart for God to write His story? Here, ons hartse kamers is soms so vol van ons eie verhale, ons eie mislukkings, ons eie prestasies en verhoudings en menswees.
Vandag kom maak ons weer plek, Here. Ons maak plek in ons hart, sodat U weer U storie in ons harte kan kom skryf. Dankie dat U die outeur is van elke verhaal van hoop. En daarom hier is die tafels van ons hart, Here. Ons maak plek. Kom skryf U verhaal weer vir oggend opnuut in ons harte. Ons kom bid dit in Jesus se naam. Amen. Vriende, miskien kan ek en jy sommer daar waar ons is vandag net sê, Lord, I give you my heart. Here, ek gee vir U my hart. Kom skryf U storie in my hart. En Here, ek gee vir U my hart, en as dit 'n hart van klip is, kom maak dit vandag 'n hart van vleis. This is my desire to honor you, Lord, with all my heart. I worship you. All I have within me, I give you praise. All that I adore is in you. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone, and every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Vriende, vanoggend lees ons 'n Psalm saam, Psalm 139. Dis 'n Psalm wat Dawid geskryf het. Here, U sien dwars deur my, U ken my. Of ek sit en of ek opstaan, U weet dit. U ken my gedagtes nog voordat dit by my sou opkom. Of ek reis en of ek oorbly, U bepaal dit. Want U is met al my paaie goed bekend. Daar is nog nie 'n woord op my tong nie. Of U, Here, weet wat dit gaan wees. U omsluit my van alle kante, U neem my in besit, en hierdie wete oorweldig my. Dit is te hoog vir my begrip. Waarheen sou ek kon vlug om van U gees weg te kom? Waarheen sou ek vlug om aan U teenwoordigheid te ontkom? Klim ek op na die hemel, is U daar? Gaan lê ek in die doderyk, is U daar? Vlieg ek na die ooste of gaan woon ek in die verre weste? Ook daar lei U hand my, hou U regterhand my vas. Ek sou deur die duisternis kon vra dat dit my moet wegsteek, of die lig rondom my om 'n nag te verander. Maar vir U is selfs die duisternis nie donker nie, en die nag so lig soos die dag, duisternis so goed soos lig. U het my gevorm. U het my aan mekaar geweef in die skoot van my moeder. Ek wil U loof, want U het my op 'n wonderbaarlike wyse geskep. Wat U gedoen het, vervul my met verwondering. Dit weet ek seker, geen been van my was vir U verborg toe ek gevorm is, waar niemand kon sien nie. Toe ek aan mekaar geweef is, diep in my moeder skoot. U het my al gesien toe ek nog ongebore was. Al my lewensdae was in die boek opgeskryf, nog voordat ek gebore is. Hoe wonderlik is die gedagtes vir my, Here. Hoe magtig hulle almal. As ek hulle sou wou opnoem, is hulle meer as wat daar sand is. En as ek daarmee klaar is, sou ek nog steeds met U te doen nie. As U maar die goddeloses uit die weg wou ruim, o God, gaan weg van my af, julle moordenaars. Dis hulle wat bose planne teen U smee, wat vals teen U optree. Moet ek die haters dan nie haat nie, Here? Moet ek nie weerstand hê in mense wat teen U in opstand is nie? Ek haat hulle met 'n uiterste haat, want hulle is ook my vyand. En dan sê hy, deurgrond my hart, o Here, deurgrond my hart. Ondersoek my en sien my onrus raak.
kyk of ek nie op die verkeerde pad is nie, en lei my dan op die beproefde pad. Vriende, ons gaan net tot sover lees. Vriende, Dinsdag aand na die angiogram lê ek vir 6 ure op my rug en in daardie tyd het mens eintlik baie tyd om aan te dink. Ek moet sê, dit was een van die meer vreemdste ervarings in my lewe, om wakker te wees in 'n teater en te weet wat om jou aangaan. Maar dit was eintlik ook amazing om op 'n skerm te kan sien hoe 'n hart en are bymekaar kom. En ek het daardie aand toe ek daar lê en ek kyk na daai skerm, het ek besef hoe wonderbaarlik die Here ons regtig aan mekaar gewewe het. Dawid skryf dit in hierdie Psalm. Hy sê, Here, U het my aan mekaar gewewe in my moeder se skoot en niks van my was vir U verborge nie. U het my gesien toe ek ongebore was en ek moet vir U sê, terwyl ek daar lê, miskien iets wat die dokters meer gereeld beleef in hulle eie lewe of in hulle praktyke, maar terwyl ek daar lê, kyk ek na die skerm en ek besef die almag en die grootheid van God en hoe hy elke klein fyn aardjie en elke klein deeltjie van dit wat jy op daai skerm sien, aan mekaar weef en 'n mens vorm sodat hierdie mens kan lewe. Die kindshand van God om lewe te kom gee. Terwyl ek dit sien, het ek gedink aan Psalm 139 wat sê, dat die Here se planne vir ons is so magtig, as hy hulle sou wil opnoem, is hulle meer as wat daar sand is, en as ek daarmee klaar is, sê hy, het ek nog steeds met U te doen. Vriende, wanneer laas was jy by die see? Wanneer laas het jy gesien die sand by die see? En as ek daarmee klaar is daar nog. Dis hoe groot hierdie God is, vir wie ek en jy lief is, en wat ons eerste lief gehad het. En terwyl ek vir 6 ure daar lê, mense kan nogal baie dink in 6 ure, maar die een ding waarmee die Here gereeld met my hierdie laaste week besig was, en veral in daardie tyd, was hoe lyk jou geestelike hart? En hoe lyk die geestelike hart van sy volk, van sy kinders? Vriende, hoe lyk jou geestelike hart vanoggend? As jy daar moet lê en jy moet hierdie angiogram se foto's of hierdie skerm voor jou sien, hoe lyk jou geestelike are wat bloed moet pomp na die hart toe? Jy sien, in ons eie lewens is daar baie keer verkalkings en vernouings wat maak dat die bloed nie kan vloei na ons geestelike hart nie. En dan begin ons doodgaan en ons begin vergeet van hierdie wonderlike God en ons begin vergeet van sy wonderlike planne vir ons lewe. Wat is hierdie verkalkings? Wat is hierdie vernouings? Baie keer is dit onvergewensgesindheid. Jy sien, ons dink as ons iemand anders nie vergewe nie, dan straf ons hulle. As ons 'n grudge teen hulle hou, straf ons hulle. Maar vriende, wie straf jy? Jy straf eintlik jouself, want jy is besig om 'n aar wat vloei, bloed vloei na jou hart toe moet pomp, te vernou. As daar 'n stuk onvergewensgesindheid in jou hart is teenoor iemand, is dit jou hart wat gaan swaar trek. Dis jou are wat toetrek, nie daai persoon se nie. Ja, die Here sal met hom besig wees, maar die onvergewensgesindheid het 'n impak op jou lewe en jou klop van jou hart. Jy sien, die verkalking van ons are en die vernouing van ons are is baie keer ons geestelike are as gevolg van ons sondes waarmee ons so volhard. Dieselfde goed wat ons oor en oor doen, al weet ons dat die woord van die Here baie duidelik is daaroor. Vriende, ons kan nie vir mekaar sê dat sonde tog nou maar deur Jesus se bloed vergewe is en daarom kan ons maar leef soos wat ons wil nie. Om sonde goed te keer is so goed om soos vir mense te sê, mag jou are maar toegaan en jou hartklop doodgaan. Vandag moet ek en jy so bietjie introspeksie doen. Vandag kom lê ons eintlik ook in 'n teater en ons vra vir die Here, Here, wys my hoe lyk die are na my hartklop toe.
Wys my hoe lyk die are wat die bloed na my geestelike hart moet vat, sodat ek 'n vrou na God se hart kan wees en 'n man na God se hart kan wees. Vriende, die Here is die groot geneesheer. Ons het dit gehoor, dis hy wat die harde harte verander in sagte harte. Maar hy is ook die spesialis wat vandag daar staan. En hy sê, daar in 1 Samuel 16 vir my en jou, julle kyk na die uiterlike goed, maar ek kyk na die hart, sê die Here. En God weet van elke liewe vernouing en verkalking in jou lewe, en deur die Heilige Gees wil hy my en jou oortuig daarvan. Sodat ons daarmee kan breek, sodat hy deur sy bloed eintlik 'n stent in ons aar kan kom insit en daar vir ons nuwe bloedvloei kan kom. Nuwe lewe, nuwe hoop. Hoe lyk 'n gesonde hart? Ek het nogal gewonder terwyl ek daar gelê het ook, wie het 'n geestelike gesonde hart? En daar's baie mense in die Bybel van wie ons kon lees, maar die een wat my hart sommer maar net gevat het hierdie week was Dawid. En wat kom leer Dawid van ons, van mense wat 'n gesonde hart het? Dawid kom leer vir ons, 'n gesonde hart is 'n hart wat in aanbidding is. Vriende, as daar een in die Bybel is wat ons kom leer het hoe om te aanbid, dan is dit Dawid. Daar's 'n hele boek, die Psalmboek, wat my en jou help as ons sukkel om in aanbidding te gaan, sodat ons kan aanbid. As ons nie weet hoe om te bid nie, dan sê die Here vir ons, vat psalms en lees dit, want dit is 'n gebed tot God. Bid dan die Psalmboek. Dawid kom leer ons, 'n gesonde hart is 'n hart wat totaal en al in aanbidding voor die Here kan staan. Vriende, Dawid ons kom leer wat dit beteken om te aanbid in gees en in waarheid nie, nie net liedjies te sing nie, maar om in gees en in waarheid die Here te aanbid. Dawid het iets van hierdie krag van aanbidding verstaan. En daarom kon hy God aanbid in die goeie dae. Daarom kon hy in Psalm 23 sê, die Here is my herder en daar kom niks kort nie. Hy maak vir my 'n feesmaal berei vir my voor en ek sit aan hierdie tafel en ek sê eregas en God is net goed, sy goedheid en sy guns, dit is my hele lewe by my. Hier in Psalm 139 lees ons dit weer. U planne vir my, Here, hou nie op nie. Ek kan nie wegkom van die teenwoordigheid nie, want U is altyd by my, selfs al wonder ek, Here. Maak nie saak waarheen ek gaan nie, U is my God en U is by my. Dawid roep dit uit. Dawid sê, ek wil God aanbid, want hy is 'n naby God. Maar vriende, daar was ook tye in Dawid se lewe, wat dit vir hom anders gevoel het. Tye wat hy gewonder het, waar is God? En weet jy wat doen Dawid in daardie tyd? Hy aanbid God. Hy sing in Psalm 22, Eli, Eli, lema sabachthani, my God, waarom het U my verlaat? Hy het dit nog gesing voordat Jesus dit gesing het. Dawid het God aanbid ook in die moeilike dae van sy lewe, in die onseker tye, in die stormtye, het hy gesê, ek sal nie ophou sing voor God nie. Hy was eerlik in sy hart, hy het gesê, ek soek U in die oggend, Here, en ek kry U nie, ek roep U in die aand en die antwoord nie, waar is U, Here? Ek gaan nie ophou om U te aanbid nie. Want eintlik moet ek weet dat U by my is, dit voel net nie so nie. Vriende, is dit nie Dawid wat vir ons geleer het, dat as ons opstaan in die oggend, sing ons 'n loflied vir hierdie God. Maar is dit nie hy wat ook vir ons geleer het in Psalm 2, dat as ons vanaand gaan slaap en ons kop gaan neerlê, dat ons kan bid en rustig kan gaan slaap, want ons vertrou die Here nie. Is dit nie hierdie Dawid wat ons kom leer het om God te aanbid as die almagtige skepper God nie? Loof die Here, want aan sy liefde is daar geen einde nie. En hoeveel keer herhaal hy dit nie in daardie Psalm nie?
Dawid leer ons om God te aanbid vir wie God is, die Skepper, die Almagtige. Maar Dawid aanbid God ook vir die skepping wat hy tot stand gebring het. Hy aanbid God as die almagtige skepper van die hemel en die aarde. En hy erken dat God elke mens geskep het, en vir elke mens 'n droom het, en vir elke mens 'n plan het. Vriende, 'n gesonde hart is 'n hart wat in aanbidding voor die Here kom staan, in goeie en in slegte tye, in die oggend as ons opstaan en vanaand as ons gaan slaap. As ons God sien vir wie hy is, maar ook God in die skepping raak sien en in die mense wat hy gevorm het. 'n Hart wat vir God klop, leef en sterf, om God in alles te eer en te verheerlik. Dan verstaan ons hoekom 1 Korintiërs 10 vir ons sê, dat ons lewe is om te streef om alles te doen tot sy eer, dat wat ek en jy doen, doen ons vir God se eer. Die wonderlike is dat Dawid, toe hy skaapwagter was, niks was in die wêreld se oë nie, het hy God aanbid. En toe hy die koning word, die belangrike een, het hy God steeds aanbid. Vriende, ons het soveel verskonings oor hoekom ons die Here nie wil aanbid nie. Het gaan nie met ons goed nie, of het gaan met ons te goed. Ons is te besig in die oggend en in die aand. Ons sien God nie raak rondom ons nie. En partykeer het ons te belangrik geword, of voel ons is niks. Dawid sê, in al hierdie tye en in al hierdie omstandighede het hy God aanbid en daarom het hy 'n gesonde hart gehad. Hoe lyk 'n gesonde hart? Ek dink dit is 'n hart wat berou het oor die mislukkings en die sonde in jou lewe. Dawid was 'n man na God se hart, maar Dawid het God ook baie lief gehad. En dan vriende, weet ons, Dawid was nie perfek nie. Dawid se oë was baie lief om te dwaal na mooi vrouens se kant toe. En ons weet dat hy Batseba geroep het en ons weet dat hy 'n ander man se vrou swanger gemaak het en dat hy toe planne gemaak het om hierdie ander man eintlik dood te maak. Vriende, Dawid leer ons 'n opregte hart en 'n gesonde hart is 'n hart wat 'n berou het oor hulle sonde. Wat nie ontken dat hy sonde het nie, wat nie sy sonde afmaak as niks nie, maar wat die erns van die sonde besef en dit bely voor God. Hoe lyk hierdie belydenis van hom? Jy kan dit so 'n bietjie gaan lees daar in Psalm 51. Hy sing, neem my sonde weg, Here, wees my genadig, God. Kan ek vandag vir jou vra, het jy 'n sonde wat jy weet, die are na jou hart toe blokkeer? Dan sing jy saam Dawid, wees my genadig, Here, in u liefde. Wis my oortredings uit in u barmhartigheid. Was my skoon van my skuld en reinig my van my sonde. My oortredings ken ek en van my sonde bly ek bewus. Vriende, is ons deesdae bewus van ons sonde? Of maak ons alles af as niks nie? Dawid sê, ek weet wat ek verkeerd gedoen het en daarom het ek 'n gesonde hart, want dit wat ek verkeerd gedoen het, kon ek bely voor die Here. Hy sê, ek was al sondig toe ek gebore is, met sonde belaaid toe my moeder swanger geword het. En daarom doop ons klein babietjies, om te sê dat Jesus se bloed was jou skoon. Kom met die besef in die wêreld dat jy eintlik al skuldig voor die Here gestaan het en met sonde belaai is, nog toe jy in jou ma se maag was, voordat jy nog kon iets regtig verkeerd doen. Dat die geneigtheid en jou aard al moeilikheid veroorsaak. En Dawid sê, ek weet dit.
En ek het nodig dat God my skoon was. U verwag opregtheid diep in 'n mens se hart. Laat ek dan diep in my binneste weet hoe U wil hê ek moet lewe, Here. Vriende, hoe weet ons dit? Ons lees die woord. Neem my sonde weg, dat ek rein kan wees. Was my, dat ek witter as sneeu kan wees. Laat my blydskap en vreugde belewe. Here, moenie agslaan op my sonde nie, wis dit uit. Skep vir my 'n rein hart, o Heer, en vernuwe my gees. Dawid sing in Psalm 51, laat Sion die liefde en die goedheid ondervind. 'n Offer vra U nie, anders sou ek dit bring. 'n Brandoffer wil U nie hê nie. Die offer wat U wil hê, Here, is vir ootmoediging. U sal 'n hart vol ootmoed en berou nie gering ag nie. Wat sê die Here in sy woord vir my en jou? 'n Gesonde hart is 'n hart wat besef wat sonde is en wat dit kan bely wanneer ons dit doen en wat ons skuldigheid en ons mislukkings voor die Here se troon kan bring sodat sy bloed ons kan skoon was daarvan. 'n Hart wat verootmoedig is voor die Here, dis wat hy soek as offer. Nie diereoffers nie. Hy het sy lewe gegee. Vriende, Dawid was oorweldig van sy sonde. En hy het dit bely en dit het nie regtig die situasie verander nie. Uria het nie weer uit die dood uit opgestaan nie en ons weet dat Batseba se seentjie eintlik ook op 'n vroeë ouderdom gesterf het. Maar die feit dat ek en jy belydenis doen, beteken nie dat dit alles ongedaan maak nie. Maar dit beteken wel dat ek en jy skoon voor God kom staan. Jy sien, partykeer wil mense nie skuldbelydenis doen nie, want wat gaan dit help? Dit gaan er niks verander nie. Dit gaan alles verander. Dit gaan jou stand voor God verander. Want Matteus 5 leer ons, geseënd is die wat rein van hart is, want hulle sal God sien. Daarom wil ek vandag vir jou sê, dit maak saak dat jy jou skuld bely. Jesus kom neem uiteindelik een stap verder in Matteus 5. Jesus kom sê, as jy weet dat iemand iets teen jou het, moet jy gaan regmaak. Nie net as jy iets teen iemand het, of as jy gesondig het nie, maar ook as iemand anders iets teen jou het. Soos ek julle vergewe, sê die Here, so moet julle mekaar vergewe. Daarin sal die wêreld weet dat julle my kinders is. Vriende, 'n gesonde hart is 'n hart wat 'n belydenis kan doen. Maar dis ook 'n hart wat kan vergewe. Dawid kom leer ons nog iets van 'n gesonde hart. Dis 'n hart wat God vertrou in die krisistye. Dis 'n hart wat sê, ten spyte van waarheen ek gaan, Here, is U by my. Hy skryf in Psalm 139, of ek reis en of ek oorbly, U bepaal dit, U is met my paaie goed bekend, Here. U omsluit my van alle kante. Waarheen sou ek kon gaan om weg te kom van U teenwoordigheid, Here? Dawid sê, Here, ek vertrou U, selfs in my krisistye, want ek weet U is by my. Daar's nêrens 'n plek waar ek kan wegkom van U teenwoordigheid nie. Ek vertrou U dat U by my is. Jy weet dat Dawid moes vlug vir sy lewe van koning Saul af en dan op 'n dag dan gee die Here eintlik Saul in sy hande, né? Saul is letterlik met sy broek op sy knieë en Dawid het 'n gulde geleentheid om Saul dood te maak en dan besef hy maar hierdie is 'n koning wat die Here aangestel het. En dan buig Dawid sy knie en hy maak nie hierdie man dood nie, hy buig sy knie teenoor God se wil. Dawid leer om God te vertrou en nie sy eie planne nie, want sy eie plan sou wees, die Here gee hom dan in my hande, ek kan hom doodmaak. Hy het God vertrou in sy krisisuur. En daarom het hy nie hierdie lewe geneem nie. Elke keer wat Dawid die krisis beleef het, het hy God vertrou. Daarom kon hy ook vir 'n reus gaan staan het, want hy het gesê, jy kom met 'n swaard en 'n stok na my toe, maar ek kom na jou toe in die woord, in die naam van die Here.
Want ek vertrou hom. As die reëse kom en die krisisse kom en die konings my jaag en my wil doodmaak, vertrou ek op God. Ek vertrou God vir die uitkoms. Ek weet nie wat jou krisis is nie. Ek weet nie of dit finansies is, of verhoudings is, of by jou werk is, of jou gesondheid is, of wat dit is nie. Maar ek wil vandag vir jou sê, 'n gesonde hart vertrou God. Want hy sal 'n uitkoms gee wat ons nog nie sien nie. Hoe lyk 'n gesonde hart? Ek dink Dawid kom leer vir ons 'n gesonde hart is 'n nederige hart. Dis 'n hart wat in die middel van oorwinnings nie hoogmoedig raak nie, maar nederig die erkenning van oorwinning aan die Here kan teruggee. En onthou vriende, dit gaan nie net oor wat by jou mond uitkom nie, maar wat in jou hart en jou gedagtes is, want hy sê, of ek sit en of ek opstaan, u weet dit, u ken my gedagtes nog voor dit by my opkom. So, Dawid sê, in my hart en in my gedagtes, moet ek al nederig wees voor dit na my dade toe gaan. Partykeer kan ons vir die show nederig lyk, maar eintlik in ons mens wees, het ons hierdie stuk hoogmoed. Gesonde hart, se hart wat nederig is. Dawid behaal oorwinning en dan sing die vrouens 'n lied. Hulle sê, Saul het sy 1000 doodgemaak, maar Dawid sy 10.000. En dan hoe antwoord Dawid daarop? Die wonderlike is, hy geniet die goedheid van God. Dis nie dat hy sê, nee, vat dit weg, ons kan nie. Hy geniet die goedheid van God, maar dan sê hy, aan u alleen, o Here. Aan u alleen, daar in Psalm 115, en nie aan ons nie, moet die eer gegee word. Aan u alleen, Here. Hy geniet hierdie oorwinning wat die Here vir hom gee, maar dan sê hy, aan u alleen, Here. Aan u alleen moet die eer gegee word. Vriende, 'n nederige hart mag God se goedheid geniet. Maar dit gee die eer vir God, vir die goedheid. Ek wil vanoggend vir jou vra, Dawid skryf hierdie psalm en hy sê, die Here omsluit ons van alle kante. En daai wete oorweldig my, en ek moet vir julle sê, hierdie week het dit my ook oorweldig. Om te weet, God se teenwoordigheid omsluit ons, dit hou ons vas. En dan skryf Dawid aan die einde van hierdie psalm, deurgrond my hart, o Here, ondersoek my, sien of ek nie op die verkeerde pad is nie, en lei my dan op die beproefde, op die regte pad. Vriende, ek wil vandag vir jou vra, wil jy nie saam my sing, of bid, Here, deurgrond my hart, ondersoek my hart, en sê vir my vandag, Here, as daar iets is wat u vind, wat nie goed is nie, en lei my dan op die regte pad, sodat dit goed kan wees. Vriende, hoe lyk jou hart vandag? Hoe lyk jou aanbidding voor die Here? Hoe lyk jou berou en jou bewustheid van jou sondes in jou lewe? Vertrou jy God regtig? En het jy 'n nederige hart vir elke oorwinning? Geseënd is die wat rein van hart is, want hulle sal God sien. En tot dan, mag die wêreld sê, hierdie is 'n man, hierdie is 'n vrou, na God se hart. Amen. Here, die hart is die setel van ons denke. En sonder 'n hartklop, Here, kan ons nie bestaan nie. Maar Here, hierdie week het U ook met my besig gewees rondom die geestelike hart van U kinders. En ek bid vandag vir elkeen, Here, wat skuldig voor U kom staan en wat eintlik op hulle geestelike angiogram sien, my hart lyk sleg. En as ek nie iets aan hierdie hart doen nie, gaan hy geestelik doodgaan. Ek
kom bid vir hulle groot geneesheer. Geef hulle 'n nuwe hart, Here. Hart van vleis. 'n Hart wat aanbid. 'n Hart, Here, wat U liefhet. Wat U vertrou met hulle lewe, ook in krisistye. Here, hier is ons harte. Deurgrond ons harte, o Here. Toets dit. En lei ons dan op die beproefde pad. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Jesus, U is my morgenster, herder en redder, my vestingster. U het die naam bo alle name. Hier is my lewe, hier is alles. Met my hart, met my siel, met my woorde, kom ek kniel. Halleluja, sal my lewe sing. En laat my wil, laat my vlees en my gedagtes heilig wees. Halleluja, sal my lewe sing. Vriende, dit is my voorreg om dan vanoggend die seën ook oor julle uit te spreek. En mag julle hierdie week ingaan met die wete, God se genade is groter as enige skuldbesef. Jesus se bloed is groter as enige verkalking of enige vernouing van die hart. Sy bloed is daar om ons skoon te was, sodat ons weer rein voor hom kan staan, wit soos wol, gewas, skoon. Mag jy weet dat die Heilige Gees hierdie week saam met my en jou sal wees, sodat hy ons harte sal deurgrond en ons 'n lewe kan leef naby aan God se hart. Mag die Vader, Seun en die Heilige Gees by julle wees.